Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 1 Julie 2026. Ons doen die nuus in kollig. Hoofnuus vir vandag: blinderpogings tydens Wes-Kaapse optogte betyds gestuit. Nog berigte: kabinetskommelinge, ministers geskuif. 4 mense gevang wat dokumentasie verkoop aan buitelanders. Kruiwenweek in Bloemfontein, verskeie verrassings in Kruiwenweek plaasgevind. Proteas in semifinaal môre teen Engeland. Owerhede in die Wes-Kaap sê verskeie pogings om winkels en ander ondernemings tydens die optogte te plunder is vinnig gestuit. Lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens saam met wetstoepassingsbeamptes is vooraf ontplooi om orde te handhaaf en moontlike geweld te voorkom. Volgens die owerhede is daar vinnig opgetree toe klein groepe probeer het om die betogings uit te byt deur winkels te teiken. Die situasie is onder beheer gebring voordat groot skare aangerig kon word. Verskeie mense is in hegtenis geneem op aanklagte wat onder meer van openbare geweld, plundering en die beskadiging van eiendom ingesluit het. Ondersoeke duur voort en die polisie sê nog arrestasies kan volg. Owerhede het publiek bedank vir hulle samewerking en inwoners aangemoedig om kalm te bly, weg te bly van gebiede waar betogings plaasvind en enige verdagte optrede onmiddellik by die polisie aan te meld. President Cyril Ramaphosa het verandering aan die kabinet aangekondig nadat dit met die leierskap van die DA oorleg gepleeg is. As deel van die skommelinge is die voormalige minister van Landbou, John Steenhuisen, aangestel as adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging. Steenhuisen word in die landbouportefeulje opgevolg deur Willem Oukamp, terwyl David Meunier die nuwe minister van Bosbou, Visserye en die omgewing word. Die veranderinge volg nadat die DA nuwe voorstelle oor sy verteenwoordiging in die regering van nasionale eenheid aan die president voorgelê het. Benewens Steenhuisen se nuwe aanstelling is verskeie ander DA-verteenwoordigers ook na nuwe poste verskuif. President Ramaphosa het gesê, hy vertrou dat die nuwe span sal help om die regering se werk voort te sit en dienslewerings te kan verbeter. 4 mense is in hegtenis geneem nadat hulle na bewering deel was van 'n syndikaat wat vals Suid-Afrikaanse dokumente aan buitelanders uitgereik het. Die verdagtes word daarvan beskuldig dat hulle onwettige identiteitsdokumente, paspoorte, visums en ander amptelike dokument bekom het of vervals het in ruil vir groot bedrag geld. Die inhegtenisnemings volg op 'n uitgebreide ondersoek deur wetstoepassingsowerhede na bewering van korrupsie en dokumentbedrog. Tydens die operasie is verskeie persele deursoek waar dokumente, rekenaars, selfone en ander toerusting wat vermoedelik vir die vervalsing van hierdie dokumente gebruik is, gekonfiskeer is. Owerhede sê die beweerde bedrog het buitelanders in staat gestel om onwettig in Suid-Afrika te woon, te werk of toegang tot staatsdienste te verkry. Die ondersoek fokus ook daarop om vas te stel of enige staatsamptenare by hierdie syndikaat betrokke was. Die 4 verdagtes sal na verwagting binnekort in die Landershof verskyn op aanklagte van bedrog, vervalsing, korrupsie en die oortreding van immigrasiewetgewing. Owerhede sê die ondersoek duur voort en verdere inhegtenisnemings word nie uitgesluit nie. 2 mense onder wie 'n taxi-bestuurder is gewond nadat onbekende aanvallers op 'n minibus taxi in die klein vlei-gebied losgebrand het. Die voorval het groot paniek onder passasiers veroorsaak, terwyl omstanders in raadsveiligheid gaan soek het. Volgens voorlopige inligting het die aanvallers die taxi genader en verskeie skote afgevuur voordat hulle van die toneel af weggevlug het. Die bestuurder en nog 'n persoon is deur die koels getref en is na hospitaal geneem vir mediese behandeling. Hulle toestand is nog nie bekend gemaak nie. Die polisie het die toneel afgesper en ondersoek die motief vir hierdie skietery. Niemand is nog in hegtenis geneem nie en ondersoekers doen 'n beroep op enigeen met inligting om na vore te kom. Owerhede ondersoek ook die skietery of dit moontlikheid met taxi-geweld of 'n ander geskuld verband hou. Gareth Webster sal in verwagting in September weer in die hof verskyn in verband met 'n noodlottige botsing waarin die 41-jarige Daniel van Jaarsveld van George sy lewe verloor het. Die saak is uitgestel sodat die ondersoek afgehandel kan word en verdere bewyse aan die hof voorgelê kan word. Die botsing het groot skok in die George gemeenskap veroorsaak. Nooddienste is vinnig na die toneel ontbied, maar Daniel van Jaarsveld het noodlottige beserings opgedoen en is op die toneel dood verklaar. Gareth Webster staan reg op aanklagte wat met die noodlottige botsing verband hou. Polisie se ondersoek duur voort en die hof sal na verwagting, wanneer die saak in September hervat word, verdere getuienis en besonderhede aanhoor. Die voorval beklemtoon weer eens die belangrikheid van padveiligheid en verantwoordelike bestuur om soortgelyke tragedies te help voorkom. Kenners waarsku dat die volle ekonomiese impak van onlangse betogings eers oor 'n tyd duidelik sal word, hoewel onmiddellike skade soos ontwrigte verkeer, geslote besighede en plaaslike verlies aan inkomste reeds sigbaar is, kan die langtermyngevolge meer beduidend wees.
Volgens ekonomiese ontleeders kan herhaalde onstabiliteit beleggersvertroue negatief beïnvloed, wat moontlik lei tot stadiger ekonomiese groei en minder nuwe beleggings. Klein en medium ondernemings word veral kwesbaar beskou, aangesien hulle dikwels nie die finansiële buffers het om lang periodes van ontwrigting te kan absorbeer nie. Daar is ook kommer dat toerisme en plaaslike handel geraak kan word indien onrus voortduur of as dit in sekere gebiede herhaal word. Werkverliese en verhoogde koste vir sekuriteit en herstelwerk kan verdere druk op die ekonomie plaas. Kenners sê egter, die ware omvang van die skade sal eers duidelik word wanneer data oor werkgeleenthede, verbruikersbesteding en beleggings oor die komende maande beskikbaar gestel sal word. Volgens die jongste data van Statistiek Suid-Afrika het so 80.000 mense hulle werk in die eerste kwartaal van hierdie jaar verloor. Die syfers dui daarop op voortgesette druk op die arbeidsmark met verskeie sektore wat steeds sukkel om herstel te toon. Ekonomiese ontleeders sê die daling in werksgeleenthede kan aan verskeie faktore toegeskryf word, insluitend stadige ekonomiese groei, hoë koste van sake en onsekerheid in sekere bedrywe. Klein en medium ondernemings word weer eens as een van die mees geraakte segmente beskou. Statistiek Suid-Afrika se arbeidsopname wys ook dat werkloosheid in sekere groepe toeneem, terwyl informele werk nie genoegsame inligting bied vir die verlies aan formele poste nie. Kenners waarsku dat indien groei nie versnel nie, verdere werksverliese moontlik kan volg in die volgende kwartale. Hulle beklemtoon die noodsaaklikheid van beleggings, vaardigheidsontwikkeling en stabiliteit om werkskepping te kan ondersteun. Australië het weer eens gewys waarom hulle as een van die sterkste vroue krieketspanne ter wêreld beskou word, deur die Wes-Indiese eilande met 8 paltjies in die eerste half-eindstryd van die T20 wêreldbeker te verslaan. Met hierdie oorwinning het die Aussies hulle plek in Sondag se eindstryd bespreek en is hulle net 1 oorwinning weg van nog 'n wêreldtitel. Die Wes-Indiese eilande het eers gekolf, maar kon nooit werklik momentum opgebou het nie. Australiese bowlers het van die begin af druk toegepas deur gereeld paltjies te neem en die loopie tempo laag te hou. Die Windies kon uiteindelik net 125 lopies vir 7 paltjies aanteken. Teiken wat altyd haalbaar sou wees vir Australië se sterk kolflys. Met die kolf het Australië van die eerste bilbeurt af die oorhand geneem. Die openingskolwers het die grondslag gelê voordat Beth Mooney die wedstryd met uitstekende onoorwonde 61 lopies beheer het. Sy het die bowlers straf vir enige fout en lopies vinnig laat vloei. Ashley Gardner het haar uitstekend ondersteun en saam met hulle Australië met meer as 7 beurte oor die wenstreep geneem. Die gemak waarmee Australië die wedstryd gewen het, wys hoe gebalanseerd hulle span is. Hulle bowlers beperk teenstanders tot laattellings, terwyl hulle kolwers die teikens met selfvertroue kan aanjaag. Dit is juist hoekom hierdie kombinasie wat hulle weer gunstelinge maak om die wêreldtitel te wen. Australië wag nou op die wenner van die tweede half-eindstryd om te bepaal wie hulle Sondag in die eindstryd gaan pak. Indien hulle dieselfde vorm behou, sal dit baie moeilik wees om die Aussies te keer. Hulle ervaring in groot wedstryde en die uitstekende vertoning van spelers soos Beth Mooney, Ashley Gardner en hulle gedissiplineerde bowlers maak hulle die span wat almal altyd sal wil klop. Die Engelse rugbyspeler Seb Atkinson het sy begeerte uitgespreek om homself in die komende toets tussen Engeland en die Springbokke te meet en te kyk of hy teen van die wêreld se sterkste teenstand kan presteer. Atkinson sê die wedstryd bied 'n belangrike geleentheid om sy vaardighede op internasionale vlak te toets, veral teen 'n span wat bekend is vir fisieke spel, hoë intensiteit en sterk verdediging. Hy beskou die kragmeting as 'n goeie maatstaf vir sy ontwikkeling as speler. Hierdie toets word met groot belangstelling verwag, aangesien dit ook deel vorm van Engeland se voorbereiding en spanbou vir komende internasionale verpligtinge. Vir die jong spelers bied dit die kans om hulle plek in die span te verstewig teen topvlak teenstand. Die Noorwese nasionale sokkerspan het 'n belangrike 2-1 oorwinning behaal teen die Ivoorkus nasionale sokkerspan in 'n taai wêreldbeker groepfase wedstryd waar momentum verskeie kere gewissel het. Noorwe het sterk begin en die vroeë beheer van die wedstryd geneem en met hoë druk en vinnige aanvalle hulle het dit reg gekry om eers op die tellbord te kom na goeie kombinasiespel in die middelveld waar die Ivoorkus verdediging oopgebreek het. Die Ivoorkus het stadig in die wedstryd teruggekom en meer balbesit begin afdwing. Hulle is beloon met 'n gelykmaker nadat hulle Noorwese verdediging onder sterk druk geplaas het en 'n fout benut het om dit weer gelyk te trek. Die tweede helfte was meer fisiek en taktiese spel het die oorhand gekry. Noorwe het uiteindelik die wendoel aangeteken na vinnige teenaanval waar die Ivoorkus verdediging onkant betrap het. Daarna het hulle die wedstryd professioneel bestuur met kompakte verdediging en gedisiplineerde posisionering. Die Suid-Afrikaanse krieketster Marizaan Kaap sê die span glo dat nog nie hulle volle potensiaal bereik nie, terwyl hulle voorberei vir die tweede semifinaal teen Engeland in 'n belangrike internasionale kragmeting. Kaap het beklemtoon dat die span wel goeie momentum bou, maar daar is steeds areas waar verbetering nodig is,
veral in die afwerking van lopies en die konsekwentheid met die bal. Sy meen dat wedstryde van hierdie aard vereis dat elke speler op hulle hoogste vlak presteer teen sterk teenstand staande te kan bly. Die Suid-Afrikaanse span, bekend as die Protea vrouespan, wil voortbou op hul onlangse vertonings en hoop om deur te dring na die finaal. Hulle staan egter voor 'n moeilike uitdaging teen die Engelse span, wat as een van die mees ervare en gebalanseerde spanne in vroue kriket beskou word. Hierdie kragmeting word as hoog mededingend verwag met beide spanne wat oor die afgelope seisoen sterk vertoon het. Die wêreldse toptennisspelers het sterk vertonings gelewer in hulle onlangse Wimbledon-wedstryde. Die Poolse ster Iga Swiatek het vir Taylor Townsend met 6-1, 2-6 en 6-3 gewen in 'n wedstryd wat 'n draai in momentum gemaak het na 'n dominante begin deur Swiatek, gevolg deur 'n sterk terugkeer van Townsend in die tweede stel. Swiatek het egter die beslissende stel weer beheer geneem om die oorwinning te verseker. In 'n ander kragmeting het Elena Rybakina van Louis Boyson met 6-4, 1-6 en 6-3 geklop. Rybakina het sterk begin en die eerste stel gewen, maar Boyson het teruggeveg met 'n dominante tweede stel voordat Rybakina haar ervaring gebruik het om die derde stel en die wedstryd te kan beklink. Albei wedstryde het gewys hoe mededingend die vroue afdeling by Wimbledon is, met momentum wat vinnig kan skuif en elke stel wat hoë druk tennis vereis. Die week se Krywenweek uitslae wat in Bloemfontein gehou is, lyk as volg: die Grens het 24, die Vrystaat 23, Westelike Provinsie 26, die Luiperds ook 26, die Boland het 73 aangeteken teen Limpopo Bloubulle se 0 punte, die Saaks het 43 teen die Oostelike Provinsie se 12 punte, die Pumas het 12 aangeteken, die Griquas 0, die Suidwestelike distrikte het 51 teen die Bloubulle se 0 punte, die Goue Leeu's se 22 teen die Valke se 15, die Griffins se 20 opgestapel teen Namibia se 0 punte. In die Akademie week se uitslae lyk as volg: die WP het 64 teen die 14 van die Valke, die Pumas het 15 en die Boland 14, die Sharks het 29 en Zimbabwe 10, die Grens het 22, die Vrystaat 10 punte, die Suidwestelike distrikte het 50 aangeteken en die Limpopo Bloubulle net 5 punte, die Bloubulle het 45 aangeteken teen die Grens se 5 punte. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1326, Polokwane 821, Lephalale 1025, Mbombela 1026, Mahikeng 1222, Pretoria 1023, Johannesburg 1119, Ermelo 26, Kalahari 724, Gaborone 1225, Richards Bay 1529, Pietermaritzburg 1027, Durban 1426, Port St Johns 1123, Pongola 1328, Maputo 1728, Bethlehem 618, Bloemfontein 921, Alaval Noord 1021, Welkom 1122, Vryburg 1224, Kimberley 1124, Appington 820, Prieska 822, Springbok 211, Karasburg 415, Keetmanshoop 518, Mariental 423, Alexanderbaai 815, Brandvlei 315, Loederitsbaai 917, Vredendal 616, Kaapstad 1015, Sutherland 110, George 715, Jeffreys Bay 1017, Geberra 1017, Graaff-Reinet 514, Kapogalas 815, De Aar 921, Molteno 716, Beaufort Wes 714, Oos-London 1020, Mabalane 1629. Ons verkorte weerberig vir vandag: Limpopo Provinsie sal sonnig en koel wees, Mpumalanga koel maar later sonnig, Gauteng koel vroeg in die oggende, later sonnig, Noordwes sonnig en koel, Vrystaat Provinsie baie koud met ryp en later sonnig, KwaZulu-Natal bewolk met ligte kusbuie, die Oos-Kaap koel tot koud, enkele kusbuie sal voorkom, die Wes-Kaap gedeeltelik bewolk, koel met enkele buie langs die kus, die Noord-Kaap sonnig en droog en die koud vroegoggende. Ons markaanwyser vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.39 teenoor Amerikaanse dollar, 'n pond kos R21.73, 'n euro kos R18.72, die Australiese dollar kos R11.34, 'n yen kos 10 sent, die prys van platinum is $1,555, palladium kos $1,213, die prys van goud per fyn ons is $4,011, die prys van silwer is $58.76, die prys van Brent olie per vat is $73.15. Gedagte vir die dag:
Mag jou dag gevul wees met vrede, wysheid en nuwe krag vir elke uitdaging wat oor jou pad kom. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.